Welkom aan julle, my naam is Jaco en saam met Mariette is ek deel hier van die bedieningsspan by George en is lekker om julle almal vandag hier te kan sien. Nou miskien net so vinnig vir julle te sê, ons is besig en ons maak vandag klaar met die reeks met ander woorde. Met ander woorde het eintlik 'n oploop gehad die hele kwartaal. Hy het begin daar by Nuut en Anders waar ons gesê het ek en jy moet besef dat met Christus se opstanding, Romeine sê Paulus, hy sê opstanding het hom verklaar as die koning en met die opstanding het eintlik alles verander. En daarom moet ek en jy nou anders dink, want dit goed is nou anderste. Ons het na 'n ander era toe beweeg. En ek en jy moet anders dink en ons moet besef dat in hierdie nuwe era is God besig om alles te begin nuut maak. Hy gaan sy hele skepping nuut maak. Ons is nou sy skepsels en hy maak ons nuut en hy maak ook so sy hele skepping wat bestaan uit sienlik en onsienlik wat die Bybel noem hemel en aarde. Hy is besig om dit nuut te maak as God dan die goeie werk begin het. So hy is besig, so ek en jy moet nuut en anders dink en nou is die vraag, as ons dan anders moet dink oor baie aspekte van die samelewing, dan is die vraag, met ander woorde, wat sê ons vir mekaar? Wat se effek het dit op my lewe? En om die effek van op jou lewe te besef, is dit baie keer goed dat ons in groepe sal sit en gesprekke sal hê en sê, maar is dit wat die Bybel bedoel? Is dit die implikasie? Want gesprekke help ons om te dink. Gesprekke help ook, jy weet, het ook 'n invloed op my lewe. Gesprekke kan ook help om die koers van my lewe te bepaal. En daarom moet ek en jy ook vandag besef, en ons het in hierdie reeks gesê, dat die wonder van die evangelie, die goeie nuus, is dat ek en jy is ook deel van 'n goddelike gesprek. Ek en jy is ook deel wat die Bybel noem van 'n hemelse gesprek. Die Bybel noem dit van 'n troonkamergesprek. En die vraag is altyd, hoe dink die troonkamer? Hoe dink die hemelse gesprek? Met ander woorde, wie is in die hemel? God die Vader. Wat sê God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees oor die aspekte hier op aarde? Want die Bybel sê, Jesus sê, so moet julle dan bid, soos dit in die hemel is, so ook nou op die aarde. Nou om iets daarvan te verduidelik, het ons in die afgelope paar weke, het ons skrifte gelees uit Efesiërs uit. Nou onthou nou, Paulus sit in die tronk, en skryf hy vir die gemeente in Efese, dis 'n brief wat hy skryf. Dan begin hy so in Efesiërs 1, dan sê hy in vers 10, hy sê, kom ek som net gou op, wat is die doel van God met alles? Die doel van alles, Efesiërs 1 vers 10, is om alles in die hemele, die onsienlike en alles op die aarde, die sienlike, onder een hoof onder Christus te verenig. Onthou, Matteus skryf, hy sê, alle mag, alle krag in die hemel en op aarde is aan hom, aan Christus gegee. So dis sy doel, alles in die hemel, alles op die aarde onder een hoof. Dan gaan hy verder aan en skryf, hy sê, ek bid so die Here, dat julle geestesoë sal open, sodat julle sal kan insien, wat hierdie doel, wat se effek het dit nou op jou lewe? Dan begin hy hoofstuk 2, dan sê hy, maar kom ek herinner julle net aan waar julle was. Julle was eers ver van God af. Julle het eers doelloos gelewe. Hy sê, maar toe het God gekom en julle kom bevry van hierdie mag van sonde, hierdie mag van doelloosheid. Hy het julle kom bevry van slawerny. En dan tel ons die skrif op wat vanaf vers 4 sê, want hier maak hy amper soos as ek kan sê, a decisive moment. Hy sê, maar God, elke keer as die Bybel die woord maar God gebruik, dan gebruik hy daai Griekse woorde, hodeios. So dis die gedagte wat dit in Grieks het, is 'n decisive moment, daar gebeur nou iets, maar God gaan dit verander. Maar God het hierdie mag van slawerny, hierdie toestand van ongehoorsaamheid, maar God het gekom en het verander. Dan sê hy, maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, hy het gekom en ons lewend gemaak, saam met Christus. Onthou wat ons die hele tyd sê, as die Bybel praat van saam met Christus
in Christus, die gedagte van Dawid en wat vir Goliat oorwin het, toe hy Goliat se kop afkap, in daai oomblik was die hele volk Israel, wat so gestaan het, elke dag geluister het, na hoe Goliat hulle uitgejou het, en hulle verkleineer het, en daai oomblik wat Dawid die oorwinning, Goliat se kop afgekap het, was die hele volk ingesluit, by Dawid se oorwinning. Dis wat dit beteken, saam met Christus, in Christus. Die Bybel gebruik het meer as 165 keer. Hy sê lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is jy gered. Jy het nie iets gedoen nie. Romeine skryf sonder verdienste. Hy sê en saam opgewek. En saam laat sit dit in die hemele, in Christus Jesus. So met ander woorde, met die dood, met die opstanding van Christus het iets gebeur. Ons was in daai oomblik van sy sterwe. Is elke ene van ons, het ons, jy moet jou verbeelding gebruik, het jy saam met Christus gesterf. In daai oomblik is jy saam met hom opgewek. En hier's die goeie nuus, die wonder van die evangelion, goeie nuus. Jy op hierdie oomblik, daar waar jy sit op jou swart stoel, hy selfe swart stoel waarop jy nou sit, staan ook in hierdie oomblik, staan ook in die hemele. En jy's deel van die conversation van God, van die drie eenheid, oor God se planne. Dis die wonder van die storie. Of jy het glo of nie. Ek is nie elke dag bewus van die bloed wat in my are vloei nie. Maar daar's bloed in my are. En die lewe is in die bloed, en as die dag bloed trek, en kyk hulle, hoe gaan dit met my gesondheid? Jy is nie elke dag bewus, jy is in die teenwoordigheid van God nie. Maar jy is. 24/7. Dis die wonder van die storie. Jy sit saam in hemelse plekke. Jy's deel van die conversation, en nou is die vraag, hoe gaan die conversation? Wat gebeur in die hemele? Wat gebeur in die hemele? Openbaring 4 en 5. Skuif 'n venstertjie oop. Johannes sien in die hemele. Wat sien hy in die hemele? Hy sien die lam. Hoe gaan die storie van Openbaring 4 en 5? God het planne gehad. Dit was in 'n boek opgeskryf, maar die boek was verseël. En dan sê die Bybel, en die engele het gehuil, want niemand kon die boek oopmaak. Toe kom een van die ouderlinge. Toe sê een van die ouderlinge, moenie bekommerd wees nie. Daar is een wat die boek kan oopmaak. Hy kom uit die stam van die wortel van Dawid. Hy kom uit die geslag van Juda. Hy sê die een is die leeu uit die stam van Juda. Genesis 49 praat daarvan. Hy sê, hy sal die een wees wat die boek kan oopmaak. So hulle verwag 'n leeu, maar toe hulle kyk, toe sien hulle 'n lam. Dit praat iets van die koningskap, die gesag van God, maar aan die ander kant, die hart van God, die lam wat geslag is. En die lam kan die boek oopmaak. Die lam met 7 horings, wat praat van die gesag, die stormram van God, die krag van God, maar ook die oë, die 7 oë, sien oral oor die wêreld, met die 7 geeste van God, waarvan Jesaja 11 praat. Hy sê, dis die 7 karaktertrekke van wie God is. Maar dit gaan oor die lam wat op die troon sit. So die lam is op die troon, en ons is nou deel van daai gesprek van die lam. En nou is die vraag, hoe lyk die gesprek, wanneer ons praat oor goed soos, wat die Bybel hiervan praat, barmhartigheid, die liefde van God, wat die motivering, hoe lyk die liefde van God? Onthou wat ons gesê het in die eerste reeks, die liefde van God, die nuwe gebod gee ek julle moet mekaar lief hê, daar's 'n nuwe gebod, daar's 'n nuwe verbond wat God met die mens gesluit het, die kultuur, met ander woorde, van die koninkryk van God, is die liefde, en ons moet hierdie liefdeskultuur moet ons uitleef hier op aarde. Maar wat sê die lam dan? Hoe lyk die gesprek wat daar aangaan? Wat sê daai gesprek oor die liefde, oor die barmhartigheid, oor die genade? Dis nie hoe ek daaroor dink nie. Dis nie wat is my definisie nie. Dis wat is sy definisie daaroor. En wat sy definisie is, sê nou, soos dit nou in die hemel is, so moet dit nou op die aarde uitgeleef en uitgebeeld word. Wat sê hy daaroor? Hoe dink hy daaroor? En ons het vir mekaar gesê, die gesprek
wat in die hemel aan die gang is, tussen die Vader en die Seun is onder andere, maar vir die Seun sê hy, U troon, o God, is vir ewig en ewig. Die heerskappy is reeds aan hom gegee. En die scepter van geregtigheid, en die scepter van die koninkryk. Jy kan nie koninkryk en liefde en barmhartigheid en geregtigheid. Die leeu met die scepter praat van die gesag. Jy kan dit nie daai goed van mekaar net lostrek nie. Hulle is in mekaar geweef. So dit het ons vir mekaar gesê, maar wat is geregtigheid volgens die gesprek? Volgens die gesprek is geregtigheid om goed reg te maak. Met ander woorde, God stap op hierdie aarde. God stap in die uitdagings van die lewe, die smarte, stap hy in en hy maak goed reg. Saggeus was 'n man wat almal gehaat het. Hy was die hooftollenaar, hy was die hoofdief, hoof van korrupsie. Hy het gesteel by die mense. En die dag toe God in sy lewe instap en sê, ek kom na jou huis vandag. Ons weet nie wat in die huis gebeur nie, maar ons sien net die resultaat van hy wat die koning ontmoet het. Want daar het gesprekke plaasgevind. Skielik kom hierdie man, Saggeus, kom in die gesprek van die koning in. En skielik stap hy uit en hy sê, as ek ooit by die armes gesteel het, ek gee die helfte van my besittings vir hulle. Van elke ou wat ek gevat het, gee ek 4 keer terug. Jy sien, die gesprek het 'n invloed op jou lewe. Oor hoe jy leef, oor hoe jy optree, oor hoe jy dink oor alles. Dis ook hoekom Jesus sê, staat ek nou en dink, Matteus 5, die bergpredikasie is mos hoe hierdie nuwe koninkryk lyk. Welgeluksalig is hulle wat arm is van gees. Welgeluksalig is die vredemakers. Welgeluksalig is hulle wat opstaan vir geregtigheid. Hy praat van die smarte en die uitdagings van die lewe. Die gesprek is, wat is geregtigheid? En dan sê Johannes vir ons 1 vers 14, en ons het sy heerlikheid aanskou. Die gesag, die teenwoordigheid van God, 'n heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader. Hoe lyk dit? Vol genade, vol van waarheid, 100% genade, 100% waarheid. Dis hoekom Christian Swarts beskryf geregtigheid, dan sê hy, dis accepting love in action. God se liefde in aksie, om goed reg te maak, goed reg te maak. En nou is die vraag, wat ek vandag wil verder vra, maar as die gesprek dan is, dis wat genade is, dis wat geregtigheid is, dis wat waarheid is, en wat staan my nou hier op aarde te doen? Wat moet ons nou doen? Wag ons nou maar net dat alles moet regkom? Sit ons en kyk op die TV, en ons kyk op CNN, en ons sien die oorlog wat in Iran in die gang is, en ons is maar great, gaan hom aan. Hier by jou werk, elke dag, waar mense sit met pyn, en honger, en siekte, en nood, en die gemors van die lewe. Is ek iemand wat onttrek? Ek wil nie van julle gemors hoor nie. Ek wil nie betrokke raak by julle issues nie. Is dit hoe Jesus opgetree het? Wat het Jesus gesê? Hoe het hy gemaak? Nou Korintiërs, kom en gee ons 'n bietjie, dit lig 'n bietjie paar goed uit. Nou onthou gou die brief van Korintiërs. Die brief van Korintiërs skryf Paulus aan hulle. Dit was hierdie, hoe kan ek sê, hierdie volmaakte gemeente. Dit was hierdie gemeente, alles het goed gegaan. Alles het reg gegaan. Dit was die mees bekendste gemeente in ons land, sou dit 'n gemeente gewees het wat almal se lippe was. Alles was reg. Maar dan skryf Paulus vir hulle 'n brief. Dan sê hy vir hulle, luister hierso, julle gaan ergens 'n koersaanpassing moet maak. En die rede hoekom julle 'n koersaanpassing moet maak is, julle verstaan nie dat die kultuur van die liefde sien ek nie by julle, want daar's goed wat in die gemeente gebeur. Wat julle bou die gemeente, as ek dit so kan sê, julle bou hom verkeerd. Julle gaan 'n koersaanpassing, daar's 'n uitnemender weg, die uitnemender werk van die liefde. Daar's 'n ander manier. En hy het vra oor die gemeente, goed wat hy sien, die verdeeldheid, die partyskap. Hy het 'n probleem met die feit dat die Christene mekaar hof toe vat.
Die seksuele sondes, wat is dit, die een ou slaap saam met sy skoonma of so iets? Afgodsoffers wat hulle gedoen het. Wanorde in die byeenkoms en die hoogmoedigheid wat hulle gehad het ten opsigte van die gawes. Wat is die belangrikste gawes? Hy sê, ons gaan 'n koersaanpassing maak. Julle bou die gebou verkeerd. Ons moet anders te bou. Die fondasie is nie reg nie. Hierdie wonderlike gemeente. Dan skryf hy vir hulle in 1 Korintiërs 15, dan begin hy bietjie dit uit te pak en duidelikheid te gee. 1 Korintiërs 15:22, hy herinner hulle weer. Net soos ons in Efesiërs gelees het. Want soos almal deur Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Maar elkeen volgens 'n bepaalde orde. Dan sal 'n dubbelpunt, sien jy dit? Nou verduidelik hy die orde. Hoe gaan almal lewend gemaak word? Hy sê as eersteling Christus. Christus het mos gesterf. Hy het mos opgestaan. Met ander woorde, hy was die eerste wat opgestaan het uit die dode uit. Hy is die prototype. Soos hy, soos ons. Hier staan dit. Daarna, met sy koms, hulle wat aan Christus behoort. Ons sterf nog elke dag. Maar as Christus gekom het en alles onder sy heerskappy gestel het, dan gaan ek en jy, ons almal, gaan saam met hom weer opstaan. Ons gaan net soos hy 'n verheerlikte liggaam gekry het, gaan ons ook 'n verheerlikte liggaam kry. Sonder vlek of rimpel of iets dergeliks sê. Dit gaan met ons gebeur. Hy sê en dan kom die einde. Hy sê wanneer hy die koningsheerskappy aan God, die Vader, sal oorgee, wanneer hy alle heerskappye en gesag en mag vernietig het. Onthou jy wat sê Hebreërs? Ons weet wat is die plan, om alles onder sy koningskap te stel. Maar as ons kyk na die wêreld, sê Hebreërs 2, ons sien dat dit nog nie alles gebeur nie. Maar ons sien Jesus. En omdat ons Jesus sien, daarom het ons hoop. Daarom weet ons dat alles wat hy beloof het, alles onder sy mag, dit sal gebeur. Hier sê hy dit weer, in Korintiërs. Want Christus moet as koning regeer, totdat hy al die vyande onder sy voete stel. En wat is die grootste vyand? Nie Satan nie, die dood. Die dood. Daar staan dit. Die laaste vyand wat vernietig moet word, is die dood. Jesus het klaar uit die dood uit opgestaan. En soos hy opgestaan het, so gaan ons ook opstaan. En nou net so ietsie grappigs. Ek het altyd gehoop, of ek my kop gedink, as ek nou die dag sterwe, en ek staan op, dan gaan ek Conan the Barbarian wees. Gaan so lyk. My vorige lewe het ek altyd gebid, Here, maak my maar. As die weer kom, dat ek toch net maar is. Jy weet? Maar toe lees ek nou die skrifte, toe kom ek agter, toe Jesus nou sy verheerlikte liggaam gekry het, toe het hulle hom herken. So al wat ek vir jou wil sê is, hoe jy hier uitgaan, is nogal belangrik. Jy mag dalk 'n verrassing kry. Dat hy verheerlikte pak wat hy vir jou gee, lyk dieselfde. Ek sê, ag Here, asseblief. Want die probleem nou deesdae is alles gaan knie toe. Ek sê, Here, moet nie daar eindig nie. Ek tel dit alles weer op as ek die verheerlikte liggaam kry. Dis net 'n grappie, moet nou nie te ernstig nou jou teologiese probleme. So dis wat hy sê, wat aan die gebeur is, en nou is die vraag, wat moet ek doen? Hoe het Christus dit gedoen? Hoe het Christus nou hierdie geregtigheid, hierdie liefde, hierdie genade, hoe het hy dit kom uitleef? Die manier hoe hy dit kom uitleef, hy was teenwoordig op aarde. Hy was nie bang om in die gemors in te stap nie. Hy was nie bang om deel te wees van die uitdagings van die lewe nie. Die vorige week het ons die voorbeeld gebruik van die Samaritaanse vrou. Die Samaritane en die Jode haat mekaar tot vandag toe. Jy sien dit elke aand op die televisie, sit hom net aan. Hulle haat mekaar. Tot vandag toe.
Maar hy sê vir die Samaritaanse vrou, gee vir my water. Sy sê vir hom, hoe durf jy my vir water vra? Hy sê, as jy maar geweet het, as jy van daai water drink, sê jy nooit weer dors nie. Die vrou wat hulle op die daad betrap het, hulle bring hom na Jesus toe en sê, Here, die wet sê, gooi haar dood. Jesus kyk na haar, hy stap in die gemors in, hy stap in die uitdagings in. Wat sê hy vir haar? Hy sê, vrou, gaan en moenie meer sondig nie. Hy stap in en in een oomblik, in een woord, verander hy die koers van haar lewe. Want sy kom in 'n gesprek in, waar sy nie gewoond is nie. Sy's gewoond aan veroordeling, sy's gewoond aan teregwysing, maar sy kom in en hy maak goed reg, want dis wat hy doen. Hy vat stikkende goed en hy maak dit reg. Die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf om wat te doen? Om aan die wat arm is, die wat siek is, die wat in nood is, om die aangename jaar van die Here, die jubeljaar van die Here aan te kondig, sê Lukas 4. Om die goeie tyding, hier's 'n ander koning, hier's 'n ander era, dit het aangebreek. So wat doen ek en jy? Ek en jy moet teenwoordig wees. Ons moet teenwoordig wees. God gebruik sy liggaam, het ons vir jou in die reeks gesê. Ons word nou die beeld van God. Onthou jy, in die Bybelse tyd, oral was beelde. Daar was die coins met die keiser se kop op, want die mense het nie social media gehad soos vandag en internet, en kon sien hoe lyk die koning nie. Daarom het hulle op coins gesing. Daar het hulle oral in die stede, het hulle beelde opgerig, en by die beeld was daar 'n tempel, en oral waar jy loop, dis die God, dis soos hy, hulle stel hom so voor, dan gaan jy in die tempel en kan jy hom aanbid en vir hom iets bring. Maar wat word ons? Ons is nou die liggaam van Christus. Ons is nou die liggaam van die beeld van God. Soos ons met mekaar werk, soos ons met mekaar. Dis hoekom Paulus so obsessie oor Korintiërs gehad het en gesê het, maar julle bou skeef, julle gaan in 'n skewe rigting in. Want die beeld van God, julle is nie nou die beeld van God nie. Julle is te gekoppel aan julle eie kultuur. Julle doen nie die Christus kultuur nie. Reg deur die Ou Testament, van die begin af, wou God teenwoordig wees by sy mense. Tuin van Getsemane. Hy is die een wat gegaan het toe Adam en Eva, toe sê hy in die aandwyntjie, wou hy saam met hulle wandel. Van dag 1 af kom God na ons toe. Is baie anders as die gode van die tyd. Want die gode van die tyd, het jy gegaan om 'n God te aanbid en 'n offer aan hom te bring, was 'n God doorver. Ons God was altyd 'n God wat gekom het. Hy kom na Adam en Eva toe. Hy kom wandel in die aandwyntjie in die tuin van Getsemane. Kom wandel hy saam met hulle. Toe Israel toe hulle verlos is van die Egiptenare, die eerste ding sê God vir hulle in Eksodus 25, ek wil by julle kom woon. Ek wil by julle kom woon. Hy sê, bou vir my 'n tempel, bou vir my 'n tabernakel. Die tabernakel was die plek waar hemel en aarde by mekaar, die goddelike en die menslike by mekaar, die sienlike en die onsienlike. Onthou die gerubs op die kus in die allerheiligste, die staf wat geblom het en al daai goed, en die boekrolle, dis waar die twee dimensies by mekaar uitgekom het, en waar mense kon God beleef het. God was in hulle teenwoordigheid. Maar hy was tussen die mense. Nou kom Paulus en skryf vir Korintiërs. Dan sê hy, weet julle nie, dat julle is die tempel. Onthou jy in 70 na Christus, in die Romeinse Ryk, toe vernietig hulle die tempel, hy kon tot vandag toe nie herbou word nie. Toe sê God, ek gaan 'n nuwe tempel bou, deur my Gees. Daai tempel is ons. Ons is die beeld. Petrus praat daarvan, hy sê Jesus is die hoeksteen. Julle is die lewende stene. Paulus praat van, julle is die liggaam van Christus. Korintiërs sê, weet julle nie dat julle 'n tempel is, of 'n tempel van God is nie, en die Gees van God in julle woon. Nie besoek nie, woon. Dis hoekom hy verder skryf in hoofstuk 12, niemand kan sê Jesus is die Here, behalwe deur die Heilige Gees nie. As iemand die tempel van God skade aandoen, sal God hom skade aandoen. Want die tempel van God is heilig. Wat beteken die woord? Ons het vanoggend heilig gesing. Heilig, hagios, anders. Heilig is anders.
Dis hoekom die 24 ouderlinge in die troonkamer, sien hulle elke keer, hulle sien, heilig, heilig is die Here. Dis wat hulle sing. Anders, ons sien iets van die veelkantigheid, 'n ander kant van God sien ons weer raak. Hy het soveel veelkantigheid, hy het soveel veelsidigheid. Ek word gefascineer deur wie hy is. Hy sê, want die tempel van God is heilig. Hoor nou mooi. En die tempel van God, is julle. So ons word nou die manier hoe God teenwoordig is hier op aarde. En ons moet nou die kultuur, wat die liefde is, hier dan sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is, 'n nuwe gebod gee ek julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. So, met ander woorde, hierdie manier van liefde, hoe ons liefde uitleef, dit is God se manier om teenwoordig te wees, deur ons. So ons raak betrokke by die uitdagings van ons samelewing. Hy sê, so mooi in Engels, you realize, don't you, that you are the temple of God and God himself is present in you. No one will get by with vandalizing God's temple. You can be sure of it. God's temple is sacred and you, remember, are the temple. En vandag eendag wil God by ons wees. Openbaring 21 vers 3. Ek het 'n groot stem in die hemel hoor sing, hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees. En God self sal by hulle wees as hulle God. Jy en ek en ons word nou hierdie tempel, hierdie teenwoordigheid van God hier op aarde. En dis hoekom dit so belangrik is hoe ons met mekaar werk. En dis hoekom Paulus so 'n obsessie gehad het in Korintiërs en vir hulle gesê het, luister mense, julle koers waarin julle slaan, die manier hoe julle gemeente is, die manier hoe julle dink, is te veel van die ou wêreld. Julle moet die koninkryks, die liefdesmanier moet julle begin inoefen. Weet jy, ek het dit nou nie vir jou teen die bord nie, maar ek staan net en dink aan. Hy skryf oor die nagmaal. Wanneer hy sê, wanneer ons nagmaal gebruik. Kyk wat sê hy in 1 Korintiërs 11 vers 17. Hy sê, maar terwyl ek dit beveel, kan ek dit nie prys dat julle saamkom nie. Hy sê, dis nie goed dat julle saamkom nie. Hoekom nie? Want die gebou het skeef gegroei. Die manier hoe julle goed doen, as gemeente, verstaan julle nie, julle is die beeld van God. Verstaan jy nie, jy is die tempel van die Heilige Gees. Jy wys vir die wêreld hoe lyk die tempel van God. Die teenwoordigheid van God, die heerlikheid van God. Hoor nou gaan hy verder, vers 20. As julle dus saamkom, dan wil dit nie sê dat julle die nagmaal van die Here eet nie. Dit lyk nie soos 'n eenheidsbijeenkoms, 'n ete saam nie. Hoor dan wat sê hy? Hy sê, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete. Maar dis nie ons nie. As ons saamkom, moet ons saam eet. Dis ons nou die dag toe ons gebraai het, almal deel. Ek kry 'n hap van elkeen se wors. Elkeen se chop. Ek vat maar 2 ekstra saam. Want iemand gaan hom hulle opeet, vir al die jong ouens. Hulle altyd tekort. Hy sê, want as julle eet, gebruik elkeen eers sy eie ete. En die een het honger en die ander is dronk. Hy sê, het julle dan geen huise om in te eet en te drink nie? Of verag julle die gemeente? Gemeente, Ekklesia van God. En maak julle die beskaam wat nie het nie. Wat sê hy? Hy sê, as julle so saamkom en nagmaal gebruik, lyk dit vir my julle klasse. Onthou jy in die Bybelse tyd was daar die huise wat groot is, né? Die ryk mense het in groot huise gebly. Hulle het sulke sale gehad. So die gemeente daar by mekaar gekom, 30, 40, 50 mense in so 'n groot saal. Hy sê, as jy verder gaan lees, hy sê die rykes het groot tafels, daar lê die geroosterde lamme, daar so is die lekker slaaie, daar's al hy goed. Hierdie arme mense, hulle het net so beskuitjie en so 'n bietjie, jy weet, druiwesappie.
Hy sê, maar julle gebruik nagmaal verkeerd. Hy sê, want julle het klasse. Hierdie klas eet baie, hierdie klas kry swaar, die klas kan aan daai tafel sit, die klas kan aan. Hy sê, dit hoort nie so nie. Hoekom? Want die bousteen van die tempel van God is nou die liefde, die kultuur. Hy sê, daar behoort 'n ander kultuur by julle te wees. So wat ek probeer vir jou vandag sê is, ek en jy moet verstaan, dat die gesprek van die koning, oor liefde, oor tempel, ons is nou die tempel. En hoe ons met mekaar werk is verskriklik belangrik. En hoe ons uitbeeld eenheid, hoe ons uitbeeld liefde. En daar moet nie hoogmoed wees nie. Daar's nie meer man of vrou of Griek of Jood of slaaf of vryman nie, maar in Christus is ons almal een. En dit wat ons hier uitbeeld, beeld ons dan uit na die wêreld daar buite en hulle sien iets van die tempel, van die Here wat in ons is. As mense inkom, voel hulle deel, skakel in. En ons beeld iets uit, ook as kerk van God. Dis hoekom kerke in George, ons werk saam. Almal werk saam met die kinderhuise. Ons beeld iets uit. Ja mense, dit sit 'n verskriklike verantwoordelikheid op ons. En dis hoekom ons aanmoedig, kom drink saam koffie. Dis nie dat ons dink ons koffie is beter as iets anders nie. Dis nie omdat ons niks anders het om te bied nie. Dit bevorder verhoudings. Dis hoekom ons sê, word deel van 'n groep. Want as jy groep is, gaan jy deel word van 'n gesprek. As jy deel word van 'n gesprek, gaan dit 'n invloed hê op hoe jy dink. Dis verskriklik belangrik, hoe ons as gemeente, ons vat mekaar nie hof toe nie. Daar's nie een wat dink hy's geesteliker as 'n ander een nie. Ons almal het dieselfde gees van Christus in ons. En dis nie goed waarvoor ons moet beklei. Dis nie goed wat ons moet doen. Hoekom dink jy sê ons 30 sekondes draai na mekaar toe? Omdat ons jou wil irriteer? Nee. Omdat ons weet, jy het jou broer en jou suster nodig. Die mekaar begrippe. Julle moet mekaar lief hê. Dit begin hier. En hier word ons 'n uitbeelding, hier as gemeente, word ons 'n uitbeelding van iets van die tempel van die Here. En nou kan dit oorspoel. Daarom sê ons God's transforming presence. Daarom is ons jaartema, marked by His glory. Ons staan onder sy koningskap, is 'n kroon daar. Maar mag ons geken word, known by His love, daai strepe, die ligstrale, na die aarde toe. Vanaf hom na die aarde toe, marked by His glory, known for His love. Dis verskriklik belangrik. En dit sê, ons moet gaan dink. Daarom sê die Bybel, jy moet kopskuive maak, sê Paulus, Romeine 12. Dan sê julle weet, wat is die goeie en welgevallige wil van God. En ons moet dink en sê, Here, help ons om hierdie barmhartigheid, hierdie regmaak, hierdie liefde van God, hierdie waarheid, hierdie genade. Wat sê U daaroor? Help ons om dit reg uit te beeld, die beeld van God, die liggaam van Christus. En dis is ons stad gaan verander. Dis ons 'n impak gaan maak. En elke keer as 'n ou hier aankom, hy kom hier aan skeef en de mekaar, dis oukei. Een oog sien nie, dis oukei. Hy maak die blindes gesond. Maar as hy die community begin beleef, en hy begin iets te beleef van, hierdie mense stel regtig, hierdie mense sit my nie in 'n klas nie, hierdie mense sê nie vir my, die ryke sit voor en die armes sit agter nie. Nee, hulle werk nie so, hier's almal een. Dan gaan dit maak dat mense sê, maar ek wil iets van daai liggaam leer ken. Jy hoor jy hom vanoggend? En dis soos ons teenwoordig is. En ons gaan kyk na die evangelies, en ons kyk hoe was Jesus teenwoordig met almal. En in elke plek het hy ingestap. As daar gemors is in huwelike, stap hy in. As iemand blind en siek en krepeel is, stap hy in. Hy het nie weggehardloop nie, hy het ingestap. Hy kom help. Hy was daar. As iemand dood is, hy hardloop nie weg nie. Hy stap na die graf toe. Hy huil saam met die mense. Hy bring genesing. Hy bring sy manier. Dis wat ons moet doen.
Want dis hoe ons gemeente is. Dis hoe ons 'n verskil gaan maak. Met ander woorde, ons het 'n groot job.